2 Konings 22. Josia, vers 1, was 8 jaar oud toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem regeer. En die naam van sy moeder was Jadida, 'n dogter van Abaya uit Boskat. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en geheel al in die weg van sy vader Dawid gewandel en nie regs of links afgewyk nie. En dan weer vanaf vers 8. Toe sê die hoofpriester Hilkia vir Safan die skrywer: Ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. En Hilkia het die boek aan Safan gegee en hy het dit gelees. Daarna het Safan die skrywer by die koning gekom en die koning geantwoord bring en gesê: U dienaars het die geld uitgeskit wat in die huis te vind was en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk aangestel is oor die huis van die Here. Daarop gee Safan die skrywer die koning te kenne en sê: Die priester Hilkia het my 'n boek gegee. En Safan het dit aan die koning voorgelees. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. En die koning het bevel gegee aan Hilkia die priester, en Ahikim, die seun van Safan, en Achbor, die seun van Michalia, en Safan, die skrywer van Asaja, die dienaar van die koning, gesê: Gaan raadpleeg die Here vir my, en vir die volk, en vir die hele Judea, oor die woorde van hierdie boek wat gevind is. Want die grimmigheid van die Here is groot, wat teen ons ontvlam het. Omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskryf is nie. En dan, soos net so oorslaan na vers 19. Omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy gehoor het wat ek oor hierdie plek en oor die inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeur het en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Vader, dankie vir so kosbare woord vanmôre. Dankie dat ons diep voor U kan neerbuig en in U teenwoordigheid kan wees en mag wees. Here, wil U vanmôre vir ons kom vashou. Wil U vir ons vooruittrek en vir ons kom bystaan. Geef vir ons 'n oor om te hoor en 'n hart om te luister. Ek bid en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Die tema van vanoggend se boodskap is God se woord word gevind. En dit klink soos teenstrydighede waarvan ons in hierdie gedeelte praat, né? Want dis die koning, en hulle sê, hy het die pad van God gestap, hy het in die voetspore van sy vader Dawid gestap, gevolg, en dan die volgende moment sê hulle, en die wetboek van die Here is gevind. Weet julle, dit klink vir my soos, of dit eintlik in vandag se konteks geskryf is. Die eerste voel of ons so 'n bietjie besig is met godsdienst. Ons is besig met al die regte goed. En die gebeure van die afgelope 2 weke laat vir my wonder of God se woord weggeraak het in die kerk. Uitsprake van ons moet sekere tekste baie krities bekyk in God se woord. Maar hier kom 'n jong man, 'n kind wat op 8 jaar koning geword het. Wie was sy pa gewees? Sy pa was Manasse, 'n bose man.
Weet jy, nou kan ons maklik sê, ja, maar my pa het dit gedoen, dis ook om ek dit doen. Dis nie 'n verskoning nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid vir die lewe wat God ek vir my en jou gegee het. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om in lyn met God se woord te leef oor dit. Maak ons foute? Ja, ons maak foute. Maar weet julle wat? Ons kan na God toe kom en vra dat hy ons help in die foute wat ons maak. En dis deels, kom ons ook die nagmaal hou, is om net weer opnuut te besef dat sy liggaam is vir my in my plek aan die kruis gekruisig. Sy sonde het op hom gekom. En deur sy bloed is daar vergifnis. Ek hoef nie in sonde te bly lewe nie. Ek kan opstaan uit dit uit. En God sal vir my kom optel, wat God vra. Kom na hom toe, nader na hom toe. Ek het soveel emosies oor die hele ding, wat doen ons deur sonde te wettig? Ons maak dit blykbaar vir mense makliker om die pad van God te stap. Waarskynlik dink mense so, maar eintlik wat ons doen, ons neem die geleentheid weg dat God in 'n mens se lewe kan inspreek en vryspraak bring en vergifnis bring. Ons ontneem God daardie voorreg om dit te doen, deur sonde te wettig, die kerk dit te wettig. 'n Kerk is die plek waar ons na God toe kan kom soos ons is. 'n Kerk is die plek waar ons kan sê, ek het verkeerd gedoen. En dis hier waar ons kan weet, ek gaan vergifnis kry, want ons sit hier as kinders van die Here. Iemand het vir my geskryf, jy moet nie oordeel nie. Oordeel ek, of oordeel God se woord? Ek glo in God se woord. Ek glo dat dit nie net God se woord bevat nie. Ek glo dat die Bybel God se woord is. Hier is 'n jong man, na wie ons vanmôre kan kyk. Hy het anders gedoen as wat sy pa gedoen het. Hy het reg gedoen in die oë van die Here. Hy het nie volhard in die verkeerd nie. Hy het omgedraai en gesê, dit is die pad wat ek sal stap. My broer en suster, dit is die pad wat ek en jy moet vat. Ek en jy het nodig om 'n keuse te maak vir die pad wat ons stap. Ek het gisteroggend verwys na ons gemeente van my familie, wat in Lichtenburg bly. Verwys na die webwerf toe, en ek sê, gaan kyk ook op die webwerf, op die kerk se webwerf is my getuienis uitgeskryf. Ek het weer deur my eie getuienis gaan sit en lees, en net weer beleef, wat het God in my lewe kom doen. En dan sê mens net, wow. As ek terugdink en tyd met mense spandeer, en net weer self terugkom, en net terugdink, wat het daardie aand gebeur, toe ek my lewe vir God gegee het. Die impak en die omvang daarvan, wat is die uitvloeisel daarvan? En ek kyk na Josia, en ek sien so 'n klomp goed, wat net vir 'n mens sê, wow, Here help vir ons. Hy het die pad wat sy voorvader Dawid gewandel, en nie regs of links afgewyk nie. Mense, dis God se pad. Dis die lyn wat hy vir ons gee. Is dit maklik? Ek het al baie keer vir julle gesê, dit is nie maklik nie. Maar dit bly God se pad. En vir die wat sê, ek wil daarop stap, sal hy kom, en hy sal met daardie persoon kom ontmoet. Hy sal daardie persoon kom optel. As ons na Josia se lewe kyk, dan wil ek sê, in Josia se binnekring. Ons weet wat 'n binnekring is, né? Wie is die mense met wie jy baie tyd spandeer?
Wie is die mense wat om jou vergader? En elkeen van ons het 'n binnekring, of jy dit wil weet of nie. Hoe lyk daardie mense? Want dit sê iets van jou. En ek sê nie, nou mag ons nie met die wêreldse mense meng nie. En ek dink baie keer is die kerk so. Baie keer sit my binnekring in die kerk. En ek het nodig om buite my binnekring te kom om iemand langs iemand aan 'n vliegtuig te gaan sit. En wat ken die mense jou? Want Josia se binnekring was heel moontlik godvreesende mense gewees. Te midde van die feit dat Manasse 'n goddelose man was Josia se ma, Jadida, 'n godvreesende mens gewees. En die impak wat dit gemaak het. Weet julle, dan kyk ek na Josia en ek sien, hoe het hy sy optrede? Weet julle, hierdie man het geestelike leiers gerespekteer. Respek word nie gegee nie. Dit word verdien. Ek en jy moet dit vandag vir mekaar reguit sê hierso. Ons kan 'n titel respekteer, omdat ons oordentlik is, maar jy het respek vir 'n mens wat dit verdien. En ongelukkig in die tyd waarin ons leef, is daar sommige geestelike leiers wat waar dit moeilik gaan om hulle te respekteer, as ek dit so kan stel. Maar Josia het respek gehad en hy het gesê, gaan raadpleeg die Here. Dit is vir my kosbaar. Ons leef in 'n tyd waar daar baie dinge besig is om te gebeur. Ons leef in 'n tyd waar mense nie graag wil hoor wat God sê nie. Maar Josia het begeer om te hoor wat God sê. Wat was sy reaksie? Dit is die goed wat vir my kom aan die hart gryp. Hy het sy klere geskeur. Hy het ook nie probeer selfregverdig nie. Ek het so tyd gelede die lyne getrek tussen Saul en Dawid, waar Saul hom elke keer as Samuel na Saul toe gegaan het Saul hom geregverdig aan wat hy gedoen het, en elke keer as Nathan na Dawid toe gesê het, om vir hom tereggewys het en gesê, Here vergewe my, ek het gesondig. En dis die twee lyne, en ek sien iets van Dawid in Josia se lewe. In die tyd waarin ons bly, en ek het 4 punte hier gemaak in hierdie boodskap, en die eerste punt van dit is, die wetboek word gevind. Waar word die wetboek gevind? As ons nou maar net so na die gedeelte kyk, Josia het gesien dat die huis het opknappingswerk nodig, hy het 'n span afgevaardig, hulle het gegaan om die herstelwerk aan die tempel te bring, hulle het geld geallokeer vir hierdie herstelwerk, en dan terwyl hulle met hierdie herstelwerk besig was, vind hulle die wetboek van God in die huis van die Here. En dan as ek vandag kyk, as ons begin en ons sê, kom ons keer Romeine 1 uit ons Bybels uit. Of kom ons kyk meer krities daarna. Dan gaan iemand ernstig in die toekoms inkom, en hy gaan die wetboek van God weer in God se huis vind. Ek het ook in die verklaring wat hier vanmôre in die blaadjie gesê het, dat die Bybel is nie ondergeskik aan menseregte nie. Die reg van mense word in die Bybel duidelik beskryf, maar ons sukkel om dit toe te pas. En nou het ons menseregte nodig
om vir ons 'n riglyn te kan gee hoe om op te tree. Intussentyd, as ons God se woord ken, dan sal ons daarvolgens lewe. En dis kosbaar. Maar daar eers weer herstelwerk gedoen word aan die huis van die Here, voordat die wetboek weer ontdek word. Ons kan 'n lewe lei, en ons kan 'n gemaklike lewe lei. Maar weet julle wat? As ons God se woord nie het nie, dan beteken dit alles eintlik niks nie. As ek my lewe nie volgens God se woord inrig nie, dan kan geld vir my niks doen nie. Ek en jy gaan eenmaal sterf. Niemand stry met my as ek dit sê nie. En wat dan? Dis wat saak. God se woord is waarheid in hierdie wêreld waarin ek en jy bly. Te midde van baie valsheid wat ons het, is God se woord waarheid. Ek het vanoggend net so vinnig toevallig iets gesien wat my oë gevang het, en ek het baie lank klaas op 'n Sondagoggend na die aanlyn nuus gekyk. 'n Opname wat sê 80% mense van Suid-Afrika, in Suid-Afrika is omkoopbaar. 80% mense in Suid-Afrika sê hulle is Christene. Dit staan nou nie in die Koran. Ek bring maar net die twee bymekaar uit weer. Nee. Ek en jy het nodig om vir onsself waardes daar te stel. Ons het nodig om goed na te streef, wat vir God welgevallig is. En dit is wat Josia gedoen het. Die wetboek is gevind. Dit het God se woord openbaar. Waar kan 'n mens die duidelikste sien wat jy verkeerd doen? In die duisternis of in die lig? As ek na die lig toe kom, sal my werke geopenbaar word. Weet julle, en ons sit met hierdie ding, dis 'n verskriklike skande. 'n Mens se werke kan maar geopenbaar word. Die probleem is, wat gaan ek daaromtrent doen? Ek kan daaraan bly en ek kan in die duisternis bly, of ek kan in die lig gekom, en wanneer die goed geopenbaar word wat ek verkeerd doen, dan kan ek soos Josia en Dawid reageer en sê, Here, vergewe vir my. Here, kom help vir my. Here, raak vir my opnuut aan. God se woord kom openbaar wat ek en jy as mens baie keer probeer wegsteek. Weet julle, as God vir jou goed kom openbaar, hoekom is dit kosbaar? God is besig om bemoeienis in jou lewe te maak. Mense, as ek na hierdie gedeelte kyk, dan sien ek herlewing in 2 Konings 22 en 23. Van die ander konings is daar sommer 3 of 4 konings in 'n hoofstuk wat daaraan afgestaan word. Maar 2 Konings 22 en 23 gaan oor 'n koning wat God se pad gestap het. Daar's plek afgestaan oor 'n man wat gesê het, ek sal die pad van God stap. Ek sal veranderinge aanbring. Ek sal die afgodstempels en die aanbiddingspale wat my pa opgerig het, sal ek afbreek, ek sal dit vernietig. Wanneer ek en jy in die lig kom en goed geopenbaar word, dan kan ek en jy met vrymoedigheid na God toe gaan en sê, Here, kom help vir my. En hy sal. God sal vir jou kom help.
Ek wil terugkom na wat ek gesê het, midde van die feit, dat Josia gedoen het, wat reg en goed was, en nie links daarvan afgewyk het nie, kom ontdek hulle die wetboek van God. En kom daar verandering. Vergeet nie God se woord. Ek en jy het nodig om hierdie woord in ons harte te bære. Josia het beleef hoe dat God vars en nuut in sy lewe kom inspreek. Ek het weer, en ek herhaal dit weer, te midde van die feit dat sy pa 'n bose man was, te midde van die feit dat die wetboek in die huis van die Here gevind is. Miskien het ek en jy nodig om vanmôre net weer opnuut God se woord te kom ontdek. En net toe te laat dat God in ons harte kom inspreek. Ek en jy kan vanmôre God se woord aan kant toe skuif. Dis nie 'n kuns nie. Ons kan dit doen. Of ons kan vanmôre by hierdie woord kom stil staan en sê, Here, ek beleef hoe dit U in my hart kom inspreek. Ek onthou, en ek wil dit aanheg, vergeet God se woord nie, wat in my lewe gebeur het, daardie aand, toe ek my lewe vir God gegee het, wat het in die daarop volgende paar weke gebeur. Ek dank God vir dit. Ek kon onthou hoe dat God 'n reinigingsproses gehad het, waardeur hy my gevat het. Nie dat daardie proses sal opgehou het nie. Daardie proses sal aanbly tot en met dat ek die dag by die Here Jesus kom. Maar ek weet waar dit begin. En bekering is nie 'n aankoms nie, dit is 'n vertrekpunt. Dit is 'n tyd in jou lewe waar jy sê, Here, hier is ek, spreek in my hart en maak met my soos wat U wil, nie ek wil nie. Help dit as ons God se woord afwater. Ons kan vir mekaar sê, ag, sonde is nie so erg nie. Dit is erg genoeg om jou die hemel uit te hou. Oor geleerdheid het iemand gesê, the way to hell is paved with good intentions. Goeie voorneme gaan nie 'n verandering bring nie. Gaan nie 'n inspraak in jou lewe hê nie. Dit is soos 'n nuwe blaadjie elke nuwe jaar oor te slaan, né? Jy slaan hom oor en dan gebeur niks verder behalwe om die blaadjie oor te slaan nie. Goeie voorneme help nie vir my en vir jou nie. Dis besluite wat 'n mens maak, wat 'n impak het, wat 'n verskil maak in ons lewens en in hierdie wêreld. As ek na dit kyk, vergeet God se woord nie, dan wil ek vir U weer terugbring en dit wat vanmôre in my hart regtig brand is, dat God se woord is besig om binne sy woord, binne sy kerk verlore te raak. En ek is nie hier om die of daardie kerk af te breek nie. Maar daar sekere dinge wat Bybels vas staan, wat ek en jy nie kan verander nie, al wil ons so graag. En as die kerk sonde wettig het, God het nie gewettig nie. En as die kerk dit goed praat, sê dit nie God praat dit goed nie. Want hy het sy seun gegee om in my en jou plek te sterf, sodat ek en jy lewe kan hê, en lewe in oorvloed kan hê. Maar as ek nie bereid is om dit te deel nie, hoe nou? Moet ons die grondwet verander? Moet ons die Bybel verander? Moet ons die blaaie uit die Bybel uitskeer? Sharon het vir ons vroeër in die jare gewys daarop dat die NIV, die nuwe NIV, nie die sonder weergawe nie, het van hierdie homoseksuele tekste uit die Bybel uitgehaal. Is dit die pad wat ons moet stap? As dit ding nie vir my en vir jou reg en aanvaarbaar is nie, kom ons haal dit uit die Bybel uit. Wat gaan oorbly? Wat gaan oorbly?
Hoor God se woord, se derde deel. By die aanhoor van God se woord, het Josia sy klere geskeur. God se woord kom spreek in 'n mens se hart in. God kom veroordeel nie 'n mens sonder om vir jou 'n plan te gee, sonder om vir jou 'n oplossing te gee nie. Hy sê, ek sal vir jou help, ek sal jou bystaan. Jesaja 1 vers 18, al was jy so rooi soos karlaken, hy sal jou wit maak soos wol. Ek onthou, een aand, het iemand my gebel en gesê, Sakkie, ry saam met my, een van my werkers is in die hospitaal in Unitas. Dit gaan nie goed met haar nie, ek weet nie of sy dit gaan maak nie. En toe ons uit die huiser op die 3de of die 4de vloer klim, toe ons so omstap, toe kom daar 'n vrou na my, toe sy sê, is jy 'n predikant? Ek sê, ja, sy sê, wil jy nie vir my pa kom bid nie? En ons het by die kamer saal ingestap en vir haar pa gebid. Weet jy, ek kon voel dat die liggaamstemperatuur was nie meer daar nie. Is te laat. Ons het by die dame gekom waar jy na my gebring het en ek was al by hierdie mense aan huis en ek het die evangelie met hulle gedeel en hulle het vir my gesê, nie nou nie. Nie nou nie. En ek het daardie aand dit weer met haar gedeel en sy daardie aand 'n oorgawe gemaak. En ons het teruggery huis toe en die volgende oggend 6:30 toe lei my telefoon. En die persoon sê vir my, weet jy, die vrou is vanoggend 5 uur oorlede. Ek wil sê, as jy al 'n brandtrap gesien het, dit was 'n brandtrap. Haar man leef nog, hy sê in die dorp. Hoor God se woord. As ek en jy God se woord hoor, wat is ons reaksie daarop? Gaan ons omdraai en wegstap van dit af, of gaan ons sê, Here, ek het gehoor. Mense, ons hoor baie keer, maar ons luister nie. Daar's 'n verskil om te hoor, en daar's 'n verskil om te luister, want as ek luister, gemaak ek iets met wat ek gehoor het. As ons God se woord lees, God sê in sy woord, die Heilige Gees sal ons kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van God se oordeel. Weet julle, ek hoef dit nie te doen nie. Ek hoef dit nie te doen nie. Ek hoef nie vir jou te sê, as jy dit nie doen nie, gaan jy hel toe nie. Wat ek vir jou wil sê, gaan lees God se woord. Gaan spandeer tyd in God se woord. God is 'n waarmaker van sy woord. Ek kan reageer op dit wat ek lees, of ek kan my rug daarop draai. Kom ek lees vir u net so 'n paar verse van 'n Psalm. Ek het hier nogoggend in my kweekskool loopbaan, Psalm 32, het ek die oggend gesit en in my eerste jaar het ek sê, Here, ek sukkel. En dit was vir my moeilik gewees. En ek het daardie oggend vir die Here gesê, Here, as U nie vanmôre vir my 'n woord gee nie, gaan ek nie terug kweekskool toe. Dan stop ek my studies net hier. Ek kan nie meer nie. En ek het my Bybel oopgemaak. Vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees.
Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met 'n toom en 'n teel as 'n tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die godlose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierendheid sal hy hom omring. Wat doen 'n mens dan? Weet jy wat doen 'n mens? Jy het vir antwoord gevra, jy het een gekry. Jy pak jou boeke en jy ry. En dis hoekom ek vanoggend hier staan. Ek het 'n woord van God gevra en hy het vir my gegee. En hy het nie in ondubbelsinnighede gepraat nie. Hy het met my reguit gepraat. Hoor ons God se woord. Hoor ons dit. Mense, ons leef in 'n tyd waar ek en jy nodig het om God se woord te hoor. Ek bid vir herlewing. Ek glo dit met my hele hart dat ons dit gaan beleef. Maar herlewing sê dat ek moet met sonde in my lewe kom deel. Mense moet met sonde in hulle lewens deel, dat ons saam voor God kan staan. Nigel Beasley, en ek het dit al gesê, het in sy boek gesê, toe hy in hierdie gemeente gepreek het, Pastor, what do you want to see? En elke keer het hy ook gesê, I want to see revival. En die voorlaaste aan te sê, die pastoor of die prediker vir hom, I want to see Jesus. En man het vir hom sê, you know what, revival has come. Revival has come. Ek en jy moet Jesus wil sien in ons lewens. Ek en jy moet deel met dit die verkeerd in ons lewens. En God sal ons help. Dis die kosbaarheid van dit. My vraag weer vanmôre is, hoe reageer ons as ons God se woord hoor? Nie nou nie, later, ander dag. Spyt kan 'n goeie ding wees, maar dit kan te laat kom. God is regtig in sy woord in Hebreërs 4:12 sê dat sy woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Ons kan nie wegkruip nie. God se woord verlore binne die kerk en is die laaste deel. As ons teruggaan in die kerkgeskiedenis, sal ons sien daar's tye waar hierdie wêreld sonder God se woord was. En een van die dinge van Ralph Winter wat vir my kom uitstaan, het gesê, in elke 400 jaar kan ons gaan kyk in die kerkgeskiedenis, het daar iets groots gebeur. Die laaste groot gebeurtenis was die 1600ste Martin Luther, die 95 stellinge teen Wittenberg se deur gaan vasspyker het. Voor dit is dit die donker eeue, voor dit is die barbare en die Saracens, en voor dit was daar nog 'n ene wat nou so 'n bietjie my gedagte ontglip. Ek en jy leef in nog 'n tydperk van 400 jaar. Wat gaan God kom doen? Wat gaan gebeur in die tyd waarin ek en jy leef? Wat wil ek en jy sien moet gebeur? Wat ek graag sal wil sien, is dat die kerk in Bronkhorstspruit vol mense kom wat na God soek. Nie net in gemeente nie. Elke kerk wat in hierdie dorp staan, dat hulle sal oorloop, omdat mense na God soek. Die FSA is vir ons 'n klinkende voorbeeld van om God uit die hele stelsel uit te haal. God uit die skole uit te haal. God uit alles uit te haal, maar solank God hulle net beskerm. En as ons op die geld kyk,
is die $1 noot, miskien op die res op wat sê, in God we trust. Dis net in die kerk waar God mag wees. Jy mag mense nie konfronteer nie. Jy mag nie Bybels in die skole uitdeel nie. Ons wil God net op sekere plek hê. En as God op sekere plekke is, dan wil ons sê dit moet goed gaan. Want die ander plekke is hy nie op welkom nie. Die kerk kan baie aktiwiteite hê en baie dinge doen. En kerke verskil van mekaar. Maar ek wil vanmôre vir u sê, oor een ding waaroor ons nie mag verskil nie, is die feit dat mense gered moet word. Herlewing, en ek het dit ook al baie keer gesê, sê iets het geleef, iets het gesterf, en dit moet herleef. Ek bid vir dit mense. Ek bid dat die kerk weer sal opstaan. George Washington het gesê, dis onmoontlik om 'n land te regeer sonder God se woord. Ons kan baie gaan sê van die mense en wat hulle gedoen het en wat hulle nie gedoen het nie. Maar sommige uitsprake wat hulle gemaak het, staan verskriklik vas. En as daar een ding is wat hy herken het, is dat hulle het God nodig. En dan kan ons dit sommer net so afwandel na ons huisgesinne toe. Het jou gesin God nodig? Het jy God nodig? Daar so kringloop wat plaasvind as ons praat van herlewing en ek wil maar dit afsluit. Die mens het nodig om innerlik vernuwe te word. Kies die mens. En wanneer 'n mens innerlik vernuwe word, gebeur daar iets. Daar's 'n persoonlike verandering wat plaasvind. God los jou nie, en God laat jou nie net op dieselfde pad voortgaan nie. Daar's verandering wat plaasvind in die mens wat hom tot God keer. Wat gebeur wanneer daar 'n persoonlike verandering plaasvind? Gaan mense dit raak sien? Verseker. Wat het met jou gebeur? En soms gaan 'n mens se vriende verdwyn. Maar God gaan vir jou die geleentheid gee om met mense te deel dit wat in jou lewe plaasgevind het. En wanneer ons 'n persoonlike verandering ondergaan, en wanneer ons uitstap en met mense kom gesels oor wat God in ons lewens gedoen het, want dis wat die Bybel sê. Hy sê, wees my getuies. Hy sê nie, gaan verdedig die Bybel nie. Hy sê, wees my getuies. Handelinge eers 1 vers 8. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Hy sê nie, gaan verdedig die Bybel tot in die uithoeke van die aarde nie. Gaan vertel vir die mense wat God in jou lewe gedoen het, tot in die uithoeke van die aarde. Daaroor kan niemand stry nie. Persoonlike verandering. Dit is 'n verandering wat in die openbaar 'n impak maak. Mense, dis die pad na herlewing. En dan word die gemeenskap getransformeer. Maar dit tensy dit hier by my en by jou
gaan plaasvind nie, gaan hierdie gemeenskap net bly soos wat hy is. As ek en jy nie bereid is om die hande en voete van Jesus te wees en uit te gaan en te gaan deel dit wat met God in jou lewe gedoen het nie, gaan hierdie gemeenskap net bly soos wat hy is. Josia kon die volk gelos het, maar hy het nie. Die geleenthede wat oor sy pad gekom het, het hy gebruik om 'n verskil te maak. En ek wil vanmôre vir julle uitdaag. En ek wil eerstens vir jou vrou lyk jou saam met God. Iemand het in die afgelope 2 weke gesê, mense kom nie meer kerk toe nie, en mense bring nie meer mense kerk toe nie, omdat hulle nie uitgedaag word nie, omdat daar niks in die kerk gebeur nie. As ons in die lig kom, gaan ons werke geopenbaar word. Is ons bereid om dit te deel? En as jy vanmôre sê ja is. Ek het al baie keer ook vir julle gesê, dis soos hierdie deure by 'n winkelkompleks. As jy stil staan voor daardie deur, dan bly daardie deur net so. Maar as jy net daardie een tree gee, dan skuif daai deur oop en jy gaan die hele winkelsentrum vir jou oop hier voor jou. As jy bereid is om 'n tree te gee, God is bereid om jou te vat soos jy is en jou nie te maak. Dis kosbaar. Dis die God voor wie ek en jy staan vanmôre. 'n God van liefde, van barmhartigheid, maar ook van geregtigheid. 'n God wat hom oor mense ontferm. En ek en jy is deel daarvan. Ek bid dat God vanmôre vir jou kom vashou. Dat jy sy liefde sal beleef en ervaar. Ons het nodig om dit te ervaar. Ek is nie iemand wat op die kruin van ervarings ry en wat van een ervaring na volgende ervaring spring nie, maar ek en jy het nodig om God se liefde te ervaar in ons lewens. Ek en jy het nodig om God se nabyheid te ervaar in ons lewens. Ek en jy het nodig om God se vergifnis te ervaar in ons lewens. As ons dit doen, ek en jy gaan herlewing sien. Ons gaan dit sien. Ons gaan sien hoe dit mense na God toe kom. Ons gaan sien hoe dit mense met God regmaak. Ek wil mos nou nie vanmôre name noem nie, maar hy is 2 mense op die ek trots is vanmôre. Nog ander 2. Vir die voorreg wat ek het om tyd in hulle lewens te spandeer. En as ek sien wat God in hulle lewens doen, dis 'n seën. Mag God vanmôre vir jou kom vashou. Mag jy sy liefde ervaar. Ek staan hier as 'n sondaar wat God se genade ontvang het in my lewe. Jy is iemand wat 'n goeie job aanvaar het nie. Ja, my Vader, dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan wees. Dankie vir die genade. Here, dankie dat U 'n waarmaker is van die woord. En dat ons net weer, as ek sien Josia se optrede, hoe hy sy klere geskeur het en U teenwoordigheid ingekom het, dit na die wetboek ontvang as Here, dan kom bid ek, dat in die tyd waarin ons leef, dat ons U wetboek opnuut sal ontdek, en dat ons 'n deel van ons lewe sal maak. Here, ek weet ons is kerk nie omdat ons heilige mense is nie, maar dit is omdat ons sondaars is wat in U teenwoordigheid ingekom
kom, dat ons gebroken mense is in hierdie wêreld. Here, in U kom bring genesing. En daarvoor eer ek U vanmôre. Hemelvader, wil U elkeen vashou wat hier is vanmôre. Here, U ken elkeen by die naam. U weet van elkeen se stryd wat hy het in sy binneste. Maar Here, ek bid dat hulle vanmôre in die lig sal inkom en dat U in harte sal inspreek. Ek wil ook vanmôre vir U vra, as jy weet, jy is nie reg met God nie. Ek wil by jou kom pleit. Wil jy nie met God reg maak nie? Wil jy nie toelaat dat God varse niet in jou lewe inspreek nie? Dankie dat ek julle kan uitdaag vanmôre met dit. En dan kom die woorde net hier in my hart op wat sê, Christianity is not a religion. It is a relationship with a living God. En ek bid dat elkeen in daardie verhouding met God sal kom staan. Vader, wil U elkeen vanmôre kom seën en U in harte aanspreek soos wat U alleen kan doen. Ek bid dit en ek vra dit net in Jesus naam.